Psalm 37 is deel van die wysheidsliteratuur en moedig ons aan om te fokus op die vrede en die hoop wat die Here gee, te midde van die verkeerde in hierdie wêreld. Die tydelike voorspoed van die goddelose word gekontrasteer met die blywende erfenis van die regverdig, en daarom word ons aangemoedig om jou te verlustig in die Here. Vers 1 en vers 2 sê, moenie angstig of jaloers wees op die goddeloses nie, want hulle sukses gaan verby soos gras wat verdorp. Vers 3 en 4 sê, vertrou en doen wat goed is. Fokus om die Here te vertrou en regverdig te leef, want dit bring geluk. Verlustig jou in die Here, vind jou diepste plesier in hom. En dan sê vers 5 en 7, gee jou lewe en jou laste aan die Here oor. Vertrou, wees geduldig, moenie bitter of kwaad word nie. Weet jy, in die Engelse vertaling staan dit so mooi, be still before the Lord and wait patiently for him. Hierdie Psalm wys jou, hoe dat jou gedrag deur die woord bepaal moet word. Jy kan nie die wêreld beheer nie, maar jy kan jou reaksie beheer deur die Here te vertrou. Die baie bekende Amerikaanse evangelis Dwight L. Moody vertel van 'n man wat die volgende getuig het. Hy het gesê, dit hom 42 jaar geneem om 3 eenvoudige waarhede sy eie te maak. En dit is, eerste, daar's niks wat ek kan doen om my verlossing te verdien nie. Nommer 2, die Here het nog nooit vereis dat ek iets moet bydra of dat ek dit self moet verdien nie. En 3, die Here Jesus het alles volledig in my plek kom doen. En Moody het hierdie woorde gebruik om die geskenk van God se verlossing deur die Here Jesus te beklemtoon. Dit word dikwels beskryf as die verlede en die hede en die toekomstige aspekte. Dink 'n bietjie aan regverdigmaking. Dis iets wat in die verlede plaasvind wanneer jy jou geloof in die Here stel. 2, heiligmaking. Dis 'n lewenslange proses. En dan verheerliking, daar waar die gelowige die hemel ingaan, vir ewig bevry word van die sonde. Nou gaan jy hierdie week in die Here se naam begin. Sal jy onthou dat die Here Jesus dit volledig in jou plek kom doen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil hierdie week saam met U ingaan. Kom neem ons hand, wees U ons gids in Jesus naam. Amen.